Selfs hierso oor 'n vers hier wat baie belangrik is in 1 Tessalonisense 4 oor die wegraping. Jy weet die wegraping, dis die hoop van die Christen. Dit is waarvan Titus praat. Dit is ons salige hoop. Dit is waarna ons uitsien. Hierso in hierdie verse hierso in 1 Tessalonisense 4 noem Paulus dit is vir ons 'n bemoediging. Bemoedig mekaar met hierdie woorde. Wanneer en veral wanneer ons in hierdie situasie kom, in hierdie krisistyd van die wêreldse geskiedenis, wanneer ons sien, nou loop dinge skeef. Maar jy weet nie vriende, ek kyk vanoggend daarso op die Facebook, sien ek nou een van hierdie groot Afrikaner websites, jong, hulle sê, daar's nou 'n groot biddag vir Afrikaners, die 31ste Mei, dit is mos nou ons Afrikaner dag, dit was nou republiekwording en al daai. Ons gaan nou bid op die 31ste Mei. Maar ek is so 'n bietjie half kriebelrag daaroor, jy weet. Maar weet jy waaroor gaan hulle bid daai dag? Hulle gaan bid vir 'n toekoms vir die Afrikaner in hierdie land. Maar ek dink dit het tyd geword om vir iets anders te bid. Dit het tyd geword om as jy die profesie in die Bybel lees en verstaan, as jy weet in watter tyd ons nou leef en wat nou gaan gebeur, dan bid jy nie meer vir 'n toekoms vir die Afrikaner in hierdie land nie. Dan bid jy dat jou saak met die Here moet regkom en jou familie se saak met die Here moet reg wees en dat jy sal gereed wees want die Here is op pad. Wanneer gaan ons 'n biddag daarvoor uitroep? Nou kom ons lees hierso 'n versie uit 1 Tessalonisense 4, hierso 1 Tessalonisense 4 vers 16, want die Here self sal van die hemel neerdaal met 'n geroep, met die stem van 'n aartsengel, met die geklank van die basuin van God, en die wat in Christus gesterf het, sal eerste opstaan. Daarna sal ons wat in die lewe oorbly, saam met hulle die wolke weggevoer word, die Here tegemoet in die lug. So sal ons altyd by die Here wees. Bemoedig mekaar met hierdie woorde, dis iets om oor bly te wees. Maar die meeste mense sal nie bly wees as jy dit vir hulle sê nie. Hulle wil nie in die wolke weggevoer word, die Here tegemoet in die lug nie. Hulle wil hier bly, dis lekker hierso. Ek het 'n goeie besigheid en 'n goeie inkomste, dinge lyk nie te sleg nie. Ek wil hier bly. Ek wil 'n toekoms vir my land en vir my volk en vir my familie hê op hierdie aarde. Dit is die houding van 9 uit 10 van ons Afrikaners. Hulle gaan nie luister na hierdie boodskap wat ons vandag vir julle bring. Dit is die hartseer deel van wat ons te sê. En dan in die volgende vers, dan sê hy, maar oor die tye en geleenthede, broeders, het ons nie nodig om aan julle te skryf nie, want julle weet self baie goed, dat die dag van die Here kom soos 'n dief in die nag. Nie die Here wat kom soos 'n dief in die nag nie, die dag van die Here kom soos 'n dief in die nag. Wat is die dag van die Here? Dit word van gepraat in Joël en in Maleagi. Het word gepraat in 'n hele paar van die Ou Testament profete en Jeremia praat daarvan. Dat hulle sê, dis die dag van is die dag van swaar kry, is die dag van groot nood wat op hierdie aarde gaan toesak. Dit is die onderwerp van die profetiese rede in Matteus 24. Dis die onderwerp van omtrent die hele boek Openbaring. Dit is die dag van swaar kry. En dit gaan so erg wees, daai swaar kry. Let wel, dat daar staan in Matteus, en dit is in die Bybel wat dit staan, en ek glo wat daar staan, dit gaan so erg wees, as die Here nie op daai oomblik, aan die einde van die 7 jaar, sou terugkom, dan gaan nie een enkele siel op aarde meer leef nie. Dan gaan hulle met die atoombomme en al die goed wat hulle het, mekaar totaal uitroei en vernietig. Dit is wat op hande is. En vriende, as julle nie daai tekens kan sien in die wêreld vandag, dat dit is besig om op te laai en op te laai nie. Toe die Amerikaners aan die einde van die Tweede Wêreldoorlog 2 atoombomme op Japan gegooi het, toe is die oorlog beëindig. En 'n jaar daarna, maar dit het nêrens in die koerante gestaan nie,
maar dit is algemene kennis vandag. Tot 'n jaar daarna, toe die Amerikaners en die Engelse en die Duitsers en die Japaneese en 'n hele klomp ander bymekaar gekom. Dit is nou nie die Verenigde Volke wat ek nou van praat nie, maar dit was een van die uitvloeisels daarvan. Dit was die openbare. Jy het mos altyd die geheime organisasie en dan het jy die openbare een. Soos wat daar destyds was met die Broederbond en al daai tipe van goed wat ons hier gehad het. Maar daar was hierdie geheime beplanning gewees agter die skerms. Gesê, nou het ons 'n probleem. Die Amerikaners het atoombomme. Die Russe werk al erg daaraan. En die Duitsers het ook geweet hoe om dit te maak. Binne 2-3 jaar van nou af gaan ons sit met, en die Engelse is ook besig om hulle sin te maak, het hulle toe besef in 1949, wat gaan nou word van hierdie aarde? Dis verby met ons. Ons sal nou totaal 'n nuwe orde in hierdie wêreld moet tot stand bring. Hier sal moet een regeerder wees in hierdie wêreld as ons 'n toekoms op hierdie aarde wil hê. Een persoon sal met gesag moet kan optree en hierdie spul moet kan bedwing. Anderster is dit verby met ons. Vriende, die eindtyd begin in 1948, toe Israel 'n staat geword het, want Israel moet in hulle land wees vir die eindtyd om te begin. En raai wat, ja, dis daai selfde jaar, toe die nuwe wêreldorde bymekaar gekom, en het hulle besluit, hierdie atoombomme gaan ons einde beteken. Ons moet 'n nuwe orde in hierdie wêreld tot stand bring. En daai orde sal maar 'n regeerder wees, sy naam is die Antichrist. Die Antichrist gaan die wêreld moet regeer. Nou sê hierdie vers wat ons gelees het, 1 Tessalonisense 5. Die tye en geleenthede, julle weet al daarvan. Hy weet julle en julle mense moet ook daarvan weet. Die geskiedenis sedert 1948, na die wêreldoorlog, moet jou, en wat daar gebeur het, jy moet dan ook 'n idee van, hoekom was daar hoegenaamd so iets soos 'n Tweede Wêreldoorlog? Dit is beplan gewees, om vir die wêreld te sê, kyk, julle kan nie beheer oor julle self uitoefen onder hierdie huidige bestel van verskillende lande wat in konflik met mekaar leef nie. Ons moet oorgaan, ons moet 'n nuwe orde tot stand bring. En uiteindelik gaan dit so erg wees dat om hierdie nuwe orde tot stand te bring, gaan daar 'n ontsettende tyd op aarde. Die uur van beproewing, die groot verdrukking gaan begin. Die ene wat hier beskryf word in 1 Tessalonisense 5 vers 1 en 2 as die dag van die Here. Want die Here gaan ook, alhoewel dit deur mense beplan is en deur Satan uitgevoer gaan word, die groot verdrukking, gaan God dit gebruik om die aarde te straf vir sy ongeregtigheid. En as jy nie kan sien, bloot deur jou koerant te lees selfs, of na die televisie te kyk, dat hierdie goed nou ernstig op hande is nie, dan is jy blind, dan moet jy 'n slag jou oë gaan oopmaak. Ons is in daardie tyd. Maar nou, soos wat ons om hier gelees het, vriende, staan hier mos nou geskrywe, voordat dit gaan begin, hierdie wat in 1 Tessalonisense 5 vers 1, en voor dit gaan gebeur, gaan die Here kom, en die wat in Christus is, in Christus gesterf het, gaan eerste opstaan. Hulle gaan wakker gemaak word, en dan gaan ons wat in die lewe oorbly, almal bymekaar gemaak word, ons gaan die Here in die lig ontmoet, in die lig, want hierdie aarde is nie ons woonplek nie. Daardie biduur wat hulle 31 Mei gaan hou, om 'n toekoms vir die Afrikaner in hierdie land te probeer verseker, is vir mense wat niks weet wat in die Bybel aangaan nie. Die Here kom ons haal, want dit is nie ons plek hierdie nie. Dit is die woonplek van die Satan. Ons plek is in die hemel, want hier staan net 'n bietjie
voorheen hier geskrywe by Filippense hoofstuk 3 vers 20 staan daar geskrywe, want ons burgerskap is in die hemel, van waar ons verlosser verwag, die Here Jesus Christus. Is jou burgerskap in die hemel, jou ID, jou belange, jou bankrekening en jou toekoms, is dit in die hemel. Weet jy, daar's baie min mense vir wie dit die waarheid is. Hulle sal miskien sê, ja, okay, dit is so, maar nee, nie regtig. Maar ons burgerskap is in die hemel, van waar ons verlosser verwag. Is dit nog waar van Christene in ons land, dat hulle die verlosser verwag? Werklik verwag. Ek verwag, hy gaan terugkom, hy gaan my kom haal, want my burgerskap is in die hemel. Vriende, dit is hoe dit staan in die Bybel, want hierdie 1 Tessalonisense wat ons lees ook, 1 Tessalonisense hoofstuk 1, as jy hom daar lees by vers 9, want hulle vertel self aangaande ons, watter ingang ons by julle gehad het, en hoe julle van die afgode bekeer het, tot God, om die lewende en waaragtige God te dien, en sy seun uit die hemel te verwag. As jy jouself Christen noem, dan verwag jy Jesus uit die hemel om jou te kom haal en jou hemel toe te vat. Kan ons asseblief 31 Mei, wanneer hulle bid vir 'n toekoms vir die Afrikaner in hierdie land, 'n ander bid hier hou, dat God weer ware Christene sal opwek, Christene wat sal bid om hemel toe te gaan en om die mense van hierdie wêreld te waarsku vir wat is die tyd wat ons nou ingaan en wat nou besig is om te gebeur in hierdie wêreld. Want ons mense het nie 'n benul van wat aan die gang is nie. Nou vriende, weet jy, daar's 'n rede hoekom hulle dit nie weet nie, hoekom hulle niks van die goed verstaan nie. Natuurlik omdat hulle aardbewoners, maar omdat hulle nie basies eintlik maar net, omdat hulle nie Jesus Christus in die hart het nie. Want ons het dit daar gelees, 1 Tessalonisense 1 vers 9 en 10 het gesê, jy bekeer jou van die afgode. Maar weet jy, vandagse mense gaan kerk toe sonder om hulle te bekeer. Hulle het hulle van niks bekeer nie. Hy doen sy sonde en al dieselfde dinge wat die wêreld doen op 'n Saterdag. Al dieselfde. Hy is saam in die groep van die spotters Saterdag. Hy vloek saam met hulle, hy drink saam met hulle, dan gaan hy Sondag kerk toe. So is dit om Christen te wees vandag. Jy hoef jou nie van die afgode te bekeer, soos wat die Bybel sê nie. Jy gaan maar net kerk toe, dan is jy 'n Christen. Maar weet jy vriende, om in 'n stal in te stap maak jou nie 'n koei nie, en om in 'n garage in te stap maak jou nie 'n kar nie. En om in 'n kerk in te stap maak jou nie 'n Christen nie. Maar die Here gaan uit die hemel neerdaal, sê 1 Tessalonisense 4 vers 16 en 17. En net die wat aan die Here behoort, nie die wat kerk toe gegaan het nie. Dis nie wat hier staan. Die wat aan die Here behoort. En die wat hom verwag uit die hemel. Hoeveel Christene verwag hom uit die hemel? Hy gaan terugkom. Hy gaan my kom haal, dis nie my plek, ek wil nie hier wees nie. My huis is in die hemel. Filippense 3 vers 20 sê dit. My burgerskap is daar, ek verwag hom. 1 Tessalonisense 1 sê dit. As jy jou bekeer het, as jy Christen geword het, verwag jy die Here om jou te kom haal. En dan 1 Tessalonisense 4 beskryf, hoe gaan hy dit doen? En hy gaan dit doen voordat hierdie tyd van verskriklike verdrukking oor die aarde gaan kom. Dit is net vir hulle wat aan die Here behoort. So, hier sit ons nou
met die groot saak. Ja, nie, ons praat nou verder oor die tekens van die tye en oor die wederkoms en oor die wegraping en die groot verdrukking nie, want as jy nie aan die Here behoort nie, gaan jy niks daarvan verstaan nie. Jy gaan nie 'n klou hê waarvan ek praat nie. Ons praat net nou verder oor om gereed te wees en om aan Jesus Christus te behoort.